dan hou jy die diens kort, want jy kan nie so lank sit nie. En as dit baie koud is in die winter, dan hou jy die diens koud, want jy kan nie so lank in die koue sit nie. Nou, ons kry baie lekker warm weer, ons kry baie wind, en dit alles het die verskriklike brande tot gevolg, wat baie erg is, baie wyd ook, en ons vertrou dat die Here ook vir ons, wat dit betref, reën sal gee of uitkoms sal gee, soos wat hy in sy grootheid dit ook kan doen. Maar baie welkom aan die volgende in die kerk. Ek is baie bly as hier so van die mense wat terug is, wat met vakansie ook weg was. Ons vertrou dit ook lekker gekuier, en die meeste kuiergaste is sekerlik nou weg, maar ons hoop almal het die vakansietyd regtig geniet. Ek wil net seker maak of daar vanoggend ook besoekers by ons is wat vir die eerste keer hier in Nooitgedag gemeente is. Jy kan gerus jy hand net opsteek, dan jy gaan spyt wees agterna as jy dit nou nie gedoen het nie, want die gemeente het pragtig gebruik om vir jy so 'n mooi kruisie te gee waarop staan welkom by Nooitgedag. So dit is iets spesiaals. Ek sien nêrens aan iets so, en dan is dit nie vanoggend nodig nie. Ek wil net baie dankie sê sommer vanoggend vir almal wat betrokke is by die diens. Mens as predikant is daar dikwels mense wat waardering het vir die diens en so aan, maar dit gaan ook maar saam met 'n span wat werk, en die organist wat haar deel doen, waarvoor 'n mens baie dankbaar is, die mense daar by die klank, Luke vandag, en dis vir ons heerlik. Brian, jy weet, ek het in hierdie week met die wind wat so gewaai het, daai huisies van ons daar by Louisa Meybroek, hulle so rondom 50 vierkante meter, en daar is nie so baie spasie daar nie, maar ek was op 'n stadium al oortuig, hulle moet van die grootste huise in die stad wees met die hoeveelheid stof wat daar binne vergaan en so aan. Nou, en as jy moet skoonmaak, dan kan jy nie glo wat jy alles het nie, maar by die kerk is dit maar dieselfde, en hy is definitief groter, en het is lekker om by 'n skoon kerk te kom, en alles is netjies en reg. Ek weet nie, Dominee Robbie sê altyd baie graag iets oor die rugby, en nou, dit lyk net vir my, die bulle wil nie meer weet. Ek het niks anders om te sê as dit. Ek dink hulle kan, maar hulle wil nie. So, sterkte vir die mense wat nog moed het om vir hulle te skrik. Ons vertrou, dit gaan ergens gebeur. Dis heerlik om in die kerk te wees. O ja, ek wou by sê, ons organiste skal begin in hierdie week by 'n nuwe skool. Ons moet vir haar baie sterk te sê. Dis ook maar 'n verandering en weer 'n aanpassing, en ons weet die Here gaan vir jou ook daar op 'n besondere manier gebruik maak. Baie sterkte. Dis heerlik om so in die teenwoordigheid van die Here te wees. Kom ons raak net so 'n bietjie stil. Ons tema vanoggend sien hier op die bord, vestig jou hoop volledig op God se trou. Soos nog in die begin van die jaar, ons is hier, wanneer ons in die kerk is, altyd heerlik bewus van God se by ons wees, met die medegelowiges, met wie ons saam is, met alles waarvan ons seker is, met die beloftes wat ons hoor, ensovoorts, en buite waar ons vir ons in die wêreld bevind, in ander omstandighede, is dit nie altyd so maklik en so eenvoudig nie. En ek dink baie keer dit is juis waar ons dit nodig het. En daarom mag u met die hoop en die vertroue elke dag lewe met die sekerheid dat ons weet God is regtig by ons, en daarom is ons versorg
veilig en heerlik in sy teenwoordigheid. Wonderlik, onthou, daar waar jy voel, nou is ek stok alleen en verlate. God is regtig in sy liefde, in sy trou, in sy grootheid. Almag, alles is hy by ons. Kom ons sing nou lied 542, amper 'n loflied, maar so 'n toenaderingslied waar ons die lof van die Here Jesus dan ook besit. Prys die Here, alle nasies, loof hom, alle volke, want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Geliefdes, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Vader, deur en in Jesus Christus ons sy kinders gemaak het, ontvang van hom die seën, die lewe, die lig, wat hy ons deel gemaak het, waarmee ons in die wêreld vir hom leef. Ons sing nou ons loflied, lied 146, hierdie pragtige lied uit die Psalms, lied 146, baie dankie Kobus vir die kerk se aansteek, daai vergeet kom so nou en dan, baie dankie, maar ons is in die lig, dis heerlik, dis belangrik. 146, die 4 verse. Oh,
die liefdesrigting is wat God vir ons aandui van hoe hy wil hê ons moet lewe. En ek wil dat ons vanoggend net so 'n bietjie moeite doen met ons skuldbelydenis van uit ons bewus wees van wie ons is. Mens hoor nogal soms dat mense sê, ek doen so min, ek kan nie eintlik iets verkeerd doen nie. Ek het nie eintlik sonde om te bely nie. Ek verstaan dit nie regtig nie. Nou, kom ons kyk net bietjie, wie is ons as mense eintlik? By 1 Korintiërs 13 lees ek vir ons, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong, ek lees die 2020 vertaling, of 'n kletterende simbaal geword. En al profeteer ek en begryp ek alle geheime en besit ek alle kennis, en al het ek nie geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings uit, en al gee ek my liggaam oor, sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Mense kry as predikant dikwels die versoek van troupaartjies om 1 Korintiërs 13 by die huweliksbevestiging te gebruik. En ek was nogal lief om dit te sê, en veral die verse 4 tot 7. Luister mooi daarna en besluit dan 'n vakansie om met hom of haar te trou, want dis waar die moeilike deel kom. Liefde bly geduldig. Liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie liggeraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdien alles. Liefde faal nooit nie, maar profeseer, dit sal tot 'n einde kom. Of tale, dit sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan, want ons ken gedeeltelik en ons profeteer gedeeltelik, maar wanneer die volmaakte gekom het, sal wat gedeeltelik is ophou bestaan. Toe ek nog 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat. Nou sien ons wel 'n geheimenisvolle beeld, soos in 'n spieël, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek slegs gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie. Maar die grootste hiervan is die liefde. As ons nou hierna luister, dan is dit nogal vir ons, dink ek die meeste van die tyd, maklik om te sê, ja, ek kan nie so lief hê nie, ek kry dit nie reg nie, so ek erken ek is skuldig, ek maak dit nie. Die vraag is, hoe diep het ons as mense in sonde verval? En die antwoord is eenvoudig, tot in ons diepste wese. Nou, lees ek vir ons so 'n paar verse, wat eintlik nie lekker is om te hoor nie, maar wat vir ons, om in die regte verhouding met God te wees, om te verstaan hoe die sonde ons eintlik vernietig het, is dit maar nodig dat ons dit moet hoor. By Genesis 6 verse 5 en 6 lees ons, toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is,
en dat hy sy lewe lang net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Dis wat God van ons sê na die sondeval. In Job 14 vers 4 lees ons: wie kan rein uit onrein laat voortkom? Niemand. In hoofstuk 15 by Job vers 14 lees ons: hoe kan 'n mens rein wees? Hoe kan 'n sterfling onskuldig wees? Dis ongelooflik. Ek wil nie nou baie daaroor praat nie, maar hoe kan 'n mens rein wees? 'n Mens wat sterf as gevolg van sy sonde. Dis nie moontlik nie. In die Heidelbergse Katekismus lees ons by vraag 8: is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? En die antwoord is dood eenvoudig: ja, ons is so verdorwe. En voor ons dit nie aanvaar nie, geliefdes, is daar nie vir ons hoop nie. Want eers wanneer ek besef waar lê ek in my ellende as gevolg van die sonde, kan ons hoor wat sê die antwoord van die Heidelbergse Katekismus hier verder. Ja, ons is so verdorwe, behalwe as ons deur die Gees van God weer gebore word. En daarom sien ons die hele genadewerk van God. Die verlossing wat hy vir ons moontlik gemaak het, waarvoor hy sy seun na ons wêreld gestuur het, dit wat alles daarmee saamvat. Maar kom ons dink oor ons eie lewe, en terwyl u net so bly sit, sing ons die 5 verse van die 238. Kom ons hoor dit mooi en ons dink baie mooi daaroor. Die 238, die 5 verse.
ons kan en moet aanvaar. Ons het so diep in die sonde geval. Maar daarom is dit heerlik dat ons kan en moet aanvaar. Daar's net een wat ons daaruit kan optel. En dit is God in sy genade en liefde in Jesus Christus, ons Here, wat vir ons die nuwe lewe moontlik maak. In en deur wie ons deur sy Gees herskep kan word. By Efesiërs 2 lees ons: julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vols van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is, en die magte wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste en ons begeertes ons gelei het. Vanweë ons sondige natuur sou ons, net soos die ander, deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek in die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Gaan lees hierdie eerste verse van Efesiërs 2, maar nog so 'n paar keer by die huis. Maak dit volledig u eie, sodat ons kan lewe in die lewe wat ons in Christus het. Kom ons staan nou, dan bely ons ons geloof hardop saam en dan sing ons daarna die 276. Ek glo in God die Vader, die almagtige Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en terwyl hy betaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het, wat opgevaar het na die hemel
die waarheid leer ken, as ons die woord leer ken, wanneer Jesus Christus u beloftes in vervulling laat gaan, en ons hom ontdek as ons Here en ons God, dan aanbid en loof en dank ons u. Baie dankie Here, dit vir ons beteken dat ons met sekerheid kan lewe. As ons in ons wêreld rondom ons kyk en al die stukken raak sien, Here, 'n groot deel daarvan ook in hierdie week met die brande ook hier in ons omgewing en beide tot daar in die Weskaap en waar oral ook al. As ons kyk na gebeure op politieke vlak en dit ook oor die wêreld, en ons sien die mens in sy beheptheid met mag en sy eie belang. Ja, maar as ons ook eerlik is met onsself en onsself kyk en ons sien hoe ons ook baie kere maar liefdeloos optree op verskillende maniere, dan besef ons hoe wonderlik dit is dat u steeds vir u met ons bemoei en met ons op pad is, en dan aanbid ons u. En Here, daarom moet ons hoop, al bevind ons vir ons in hierdie stikkende wêreld, en daarom sien ons 'n toekoms, want ons vestig ons hoop op u, ons stel ons vertroue in u, ons bely ons afhanklikheid van u. Baie dankie Here vir hierdie Sondag, die tweede Sondag in 2026, en dat ons die voorreg het om in die kerk te wees, en daarom is ons gebed dat u vir ons regtig sal het besef hoe onbeskryflik groot die genade is wat u aan ons bewys het, dat ons deel kan wees van u uitverkore volk, wat met die waarheid kan leef en die sekerheid wat dit vir ons gee, met die hoop dat ons 'n toekoms oor alle grense het, ook oor die grens van die dood heen. Ons bid dan nou dat u ook vir ons nou, as ons na u woord luister, sal help, dat ons kan hoor en dan gaan lewe met dit wat u vir ons van verseker. Ons dank u vir al u liefde en u genade in Jesus, ons Here. Amen. Ek gaan vir ons lees by Psalm 147 vanoggend. Nou, as ons hier luister en ons sluit aan by die opskrif, ons Here is groot en magtig, en dan by ons tema, vestig jou hoop volledig op God se trou, dan is dit die agtergrond waarbinne ons na hierdie woord luister. Prys die Here, dit is goed om tot lof van ons God te sing. Dit is 'n genot om die loflied te sing wat hom toekom. Dit is die Here wat Jerusalem weer opbou, wat die verstrooides van Israel bymekaar bring. Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Hy besluit oor die getal van die sterre en gee elkeen 'n naam. Ons eerste vers waarby ons aansluit in hierdie Psalm is vers 5. Ons Here is groot en magtig. Sy kennis is onbegrens. Die Here laat die hulpeloses weer opstaan, maar die goddeloses verneder hy tot in die grond. Sing vir die Here 'n danklied. Sing tot eer van ons God met begeleiding van die lier. Hy oordek die hemel met wolke.
Hy voorsien die reën vir die aarde en laat gras op die bergland uitsprei. Hy gee aan die diere hulle weiding en versorg die jong kraaie wat om kos skreeu. Hier het niks aan die krag van 'n perd of die liggaamskrag van 'n soldaat nie. Maar dan vers 11, ons tweede teksvers vanoggend. Maar hy stel prys op die wat hom dien, die wat hulle hoop vestig op sy trou. Loof die Here, Jerusalem, prys jou God, Sion. Hy het die sluitbalke van jou poorte sterk gemaak, jou inwoners geseën. Hy het in jou grondgebied vrede gegee, jou met die beste graan gevoed. As hy die aarde 'n bevel gee, word dit vinnig uitgevoer. Hy gee sneeu so wit soos wol. Hy strooi ryp uit soos as. Hy laat dit haalstene reën. Wie is bestand teen die koue wat hy stuur? Maar op sy bevel smelt alles weer. As hy die warm wind laat waai, dan loop die waters. Hy maak sy woord aan Jakob bekend, sy voorskrifte en bepalings aan Israel. En dit het hy vir geen een van die ander nasies gedoen nie. Hulle ken sy bepalings nie. Nou, wanneer ons nou hier luister na hierdie psalm en ons hoor wie ons God is, hier in vers 5, en ons verstaan wat hy van ons verwag om hom te dien, om ons hoop op hom te vestig, om te besef dat hy werklik getrou is. Daarom, ons weet nie wat vir ons wag in 2026 nie. Die toekoms is nooit aan ons bekend nie. Maar vanoggend is die belangrike dat ons moet weet, hoor wat God vir ons sê, hoor wat die Almagtige vir ons van verseker, wat hy vir ons bevestig en gaan lewe elke dag deur die Here se trou vir jouself te neem. En dit vra dadelik dat ons wegkyk van onsself. Dan hoef ons nie meer te hoor, ons weet nie wat vir ons wag nie, ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ons weet wie in beheer is en wie hierdie God is wat vir ons daardie sekerheid gee. En ons moet dan besef, sonder om dit ons eie te maak, kan daar nie vir ons hoop en sekerheid en 'n gelukkige lewensverwagting wees nie. God openbaar homself, hy maak hom aan ons bekend as die enigste God, en dit doen hy reg deur sy woord. En wanneer ons dit hoor, dan besef ons, maar vir elke dag kan ons met sekerheid lewe, want vir elke stukkie, elke sekonde, met elke dingetjie wat gebeur, gee hy vir ons die waarborg. Hy is in beheer. En ons kan daarmee gaan lewe elke dag. En daarom die belangrike, sê elke dag vir die Here, dankie Here, dat ek vir U vandag kan vertrou as die enigste God wat ook my God is. Ek bely dit en ek aanvaar dit, ek neem dit vir myself. Ek dink daaroor en ek gaan lewe daarin. Wat hoor ons in hierdie psalm wat die lewe van elke dag betref? Hier staan in vers 3, hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Hy sorg vir ons wat ons behoefte ook al is. Vers 4 sê, hy besluit oor die getal van die sterre. Nou weet nie wanneer die laaste die geleentheid gehad het om 'n bietjie ergens op 'n plek te staan in die aand waar dit tamelik lekker donker is en 'n bietjie na die sterre kon kyk.
en bewus word van die grootheid van God, as ons na die ontelbare hoeveelheid sterre, waarvan ons bitter min sien, dat ons dit kan sien. Hierdie God sê vir ons, hy gee die wolke, hy gee die reën, hy gee die weiding vir die diere, hy is in beheer van alles. En daarom vertrou vir hom ten volle. Ons moenie op die pad kom van, maar ek is toch te klein, ek is toch te nietig. Dis nie wat God vir ons sê nie. God sê vir ons, hy is in beheer, hy het vir ons gekies, hy is vir ons so lief. Ons het ons Kersfees gevier, ons kon ons sing, dat ons verlosser gebore is. God het hom vir ons gestuur. Ons weet ons, hy die pad van lyding vir ons kom loop, en daarom kan ons weet, ons verdien om deur God gestraf te word, geminag te word, te ontken te word, maar die verstommende is, die oorweldigende is, dit is nie wat God doen. God neem vir ons. Hy hou vir ons vas. Hy kom sê vir ons, jy is veilig by my. Ons Here is groot en magtig. Sy kennis is onbegrens. In my stukkie werk is God, die een wat in beheer is, rondom my, in die grootste werk, tot aan die uiterste eindes van die aarde. Of dit nou die politici van Suid-Afrika, of Amerika, of Rusland, of China, of waar in die wêreld ook al is. As ons God wil vertrou, dan moet ons aanvaar, dan moet ons bely. Hy is die een wat in beheer is, wat beskik in ons lewe ook in hierdie dag. Hier by vers 13 lees ons, hy het die sluitbalke van jou poorte sterk gemaak, jou inwoners geseën, hy het in jou grondgebied vrede gegee, jou met die beste graan gevoed, en dit wat daarop volg. Aanvaar vir God as die Almagtige, wat sorg, wat beskik, en wat in beheer is. En weet jy, as die mens nou moet tyd hê, en ons kan nou deur die woord gaan, en elke stukkie gaan kyk, van al die beloftes wat God gee, van wat sy getrouheid inhou, want ons baie tyd nodig. Ek gaan by 'n paar gedeeltes aansluit, in die besonder by 'n paar van ons psalms, want dis nogal wonderlik om daarna te kyk. By Psalm 146 lees ons, daar een wat ons net nou gesing het, en daar lees ek vir ons nou vers 5 en 6. Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van die God van Jakob ontvang. Die mens wie sy hoop gevestig is op die Here sy God. Die Here het die hemel en die aarde gemaak, die see en alles daarin. Hy bly vir altyd getrou. As u hieraan gaan twyfel, dan gaan ons dit nie kan regkry om vir God met ons lewe ten volle te vertrou. In Psalm 31 vers 15 en die eerste gedeelte van vers 16 sê Dawid, maar ek vertrou op u, Here. Ek sê, u is my God, my tye is in u hand. So nou terugkom na Dawid en Goliat, maar hy sê, u is my God. Ek vertrou u ten volle. In Psalm 33 lees ons hier by vers 18. Dit is die Here wat sorg vir die wat hom eer, vir die wat op sy mag vertrou, om hulle van die dood te red en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Ons vertrou op die Here. Hy is ons hulp en ons beskermer. Ja, in hom is ons hart bly. Op sy heilige naam vertrou ons. Hou u liefde oor ons, Here, want ons stel ons vertroue in u.
kyk u vir die pad vorentoe, meer na die gebeure in die wêreld, of kyk u vir die pad vorentoe, meer na God, met die hoop op hom gevestig. Hy sê vir ons in vers 11, hy wil hê ons moet vir hom dien, en ons hoop vestig op sy trou. In Psalm 36, is dat 'n pragtige psalms, en ek gaan nou nie alles lees wat ek hier neergeskryf het nie, omdat dit so 'n bietjie waarom is. Hy sê, Here, Psalm 36 vers 6, u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke, u geregtigheid tot op die hoogste berge, die reg wat u spreek, tot in die dieptes van die see, u sorg vir mens en dier, o Here. Hoe kosbaar is u trou, o God, vir die mense wat by u skuil, wat hulle vertrou in u stel. Waarom sal ons dit nie doen nie? Ons is mos nie dwaase nie. Ons weet mos hoe lief God vir ons is en wat hy vir ons gedoen het. As 'n mens nou kyk na hierdie psalms en die beloftes wat die Here vir ons gee, wat 'n wonderlike voorreg om saam te kan sien met iemand soos Dawid. Ek stel my vertrou in die Here. Here, u is my lewe, u is my God. Elke dag, elke stukkie, in alle omstandighede. Wat gebeur met Dawid? Die Filistyne het die Israeliete 'n bietjie oorlog maak, en toe kom Goliat, en hy is bietjie groot na die Israeliete se sin. Hulle staar hulle blind teen hom. Dawid se pa sê vir hom, neem vir jou broers iets om te eet, daar op die slagveld te gaan, hoor hoe dit met hulle gaan. Wat sien Dawid? Hierdie reus wat die volk van God, en daarmee vir God verkleineer. En wat sê hy? Dit kan ons nie toelaat nie. So mag dit nie wees nie. Want wat doen Dawid? Hy stel sy vertroue in God. En ons weet wat gebeur met Goliat. Wat doen Daniël? Hy hou aan om te bid. Dis nie die verhale, dan ek gaan nou baie vinnig daaroor. Hy hou aan om te bid. Toe Darius die koning 'n wet maak, dat net hy aanbid mag word. Daniël aanbid net die lewende God. Hy stel sy vertroue in God, en dis baie treffend. Toe koning Darius die volgende môre by die leeukuil kom, en hy kyk, toe vra hy vir Daniël, was jou God daartoe in staat om jou te red? Met kloue van leeu's, 'n nag lank in 'n leeukuil met 'n klomp uitgehongerde leeu's. Dis menslik totaal en al onmoontlik. En wat antwoord Dawid? My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen. Is dit wat in my lewe belangrik is? Te klein vir God? Is dit te onbelangrik in niemand van ons se lewens nie? Dit moet ons baie goed onthou. Wat lê ons voor? Ons weet nie. Wat weet ons? God is in beheer. Hierdie week kom die matriekuitslae. Daar is daar leerders wat nog onseker is oor die uitslag. God is in beheer. Daar's klomp dinge wat wag. Nou kom ek sê vir u baie vinnig. En daar so van net na 1991, toe besluit die kerkraad van Algoa, ons gaan kerk bou. En dan gaan dit om die vraag, is God nou nog by ons so betrokke
soos by Dawid en Daniel en Rut en so baie figure in die Bybel van wie ons kan lees en die mooi verhale hoor. Ons begin spaar, kerk gaan so R500.000 kos, en ons het so halfpad gespaar, ons sien ons met die boukoste styg nou beskiklik vinnig, en ons bly nie eintlik by, nie, die kerk het besluit, ons gaan maar nou die res van die geld leen, dan gaan ons voort om te bou en terugbetaal. Die kommissie wat verantwoordelik is, gaan bank toe om die reëlings te gaan tref. En ons sit daar, die bankbestuurder sê vir ons, op papier is daar geen rede hoekom ek nie vir julle die geld kan gee of mag gee nie, maar ek is ook 'n lidmaat van die NG Kerk en ek wil vir julle sê, julle moet dit nie doen nie, dit gaan nie, julle gaan nie kan betaal nie, dit gaan te hoog wees. En ons praat ook vir hom, en ons so 'n bietjie verskoon dat ons bietjie alleen kan gesels. En ons sê vir mekaar, maar ons het mos die Here tot nou tot hier vertrou. Maar nou moet 'n mens tussen verantwoordelik wees en ophou en al die goed, moet jy seker maak dat jy nou nie hier 'n verkeerde besluit neem. Die realiteit is, hierdie man verstaan finansies. Hy weet wat die beste is. Hy sê moet dit nie doen. En ons vertrou die Here en ons bou die kerk. En dit was vir ons baie belangrik dat ons wil nie oor 'n klomp jare nog sukkel met kerkskuld nie. En baie dankie en al die lof aan die Here. Ons bou die kerk. Ons wy die kerk in op die 17de April 1992 en daar so die middel van Oktober 1994 toe betaal ons die laaste skuld by die bank. God se genade. Is God nog vandag in ons lewens by ons betrokke? Natuurlik. Ons moet net ons oë oopmaak. Ons moet net die lewe in God se teenwoordigheid elke dag leef. Amen. Here, baie dankie dat ons vir U kan ken. Dat ons in die woord kan hoor wie U is. En dat ons vanoggend kan sê, ons Here is groot en magtig. Sy kennis is onbegrens. Dat ons kan weet, Here, U wil hê. Ons moet U vertrou. Ons moet U dien. Ons moet ons hoop op U vestig. Ons moet elke dag binne U sorg en voorsiening lewe. Here, 2026 lê vir ons elkeen met sy eie wat dit vir ons inhou voor. Dankie dat ons vir U kan volg elke dag. Dankie dat U God is, dat U groot is, dat U in beheer is. Vir U wil ons met ons hele lewe vertrou. Amen. Ek kan nou die Here dien met die offergawes, daarna die aankondigings en dan die afskeid.
oopgemaak asseblief. Ons dierbare Vader wat in die hemel is, ons dank U in hierdie oggend dat U ons oë oopgemaak het en dat ons na U huis toe kon kom, Here. En ons dank U ook so vir die offergawes wat ons nou kon opneem en dat ons dit in U huis kan spandeer, Heer. Dat U ons sal help dat ek op die regte plekke sal wees en lei ons so verder, Heer. En ons vra dit nie dat ons dit verdien nie, maar ek lei die groot genade alleen. Amen. Daar sê is net so 'n paar afkondigingetjies. Die Bybel sê die goed sien ek begin nou hierdie week weer. Kyk maar daarso, daar is die name en die kontaknommers, is alles daarop en ook die datums. Soos jy weet is Dominee Robbie nog met verlof. As jy vir Dominee Matthäus nodig het, kyk daar sy nommer is op die afkondigings asseblief. En die kerkkantoor is nou weer oop die week wat kom, indien jy daar 'n besoek wil aflê. Ons vra maar weer, as jy nog nie op die kerk se kommunikasiegroep is nie, die WhatsApp groep, en jy wil graag daarop wees, kontak vir Ansu asseblief. Daar word baie belangrike inligting deurgegee op die groep, en ek dink dis die moeite werd om ook op die groep te wees. Kontak vir Ansu, haar nommer is daarso. Ek het nie verjaarsdag vandag nie. Is dalk iemand in die kerk vanmôre wat verjaar? Lyk nie so nie, maar sê almal wat in die week verjaar, baie geluk. Mag julle werklik in die nuwe lewensjaar die Here se nabyheid ervaar. Op ons gebedslys, Hannes Vos sukkel 'n bietjie met sy gesondheid. En dan Anneminel sukkel ook met haar gesondheid. Kom ons bid dat die Here by hulle sal wees. En dan het ek gehoor Kobus Pretoria se skoondogter wat in die hospitaal is, dit gaan al, maar is al goeie vordering daar by haar. En dan soos Dominee Matthäus ook in sy gebed gesê het, kom ons bid vir almal wat betrokke is om hierdie brande te blus, almal wat daar hulp verleen. Dis 'n groot werk en ek glo die mense is in hierdie tyd al baie moeg. Dankie. Baie dankie, Henry. En ons slotlied 513, vers 1, 2 en 3, en dan sluit ons haar die seën af met die amen.
genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.